Toe ek op universiteit was, het ons baie keer in die klas, natuurlik teologie, in die teologiese klas het ons baie keer sommer met die professor 'n klomp goed gepraat en 'n klomp vrae gevra wat mense maar oor die algemeen vra is wat gebeur met 'n kindjie wat gebore is voordat hy sy hart vir die Here kon gee of voordat hy gedoop is of wat gebeur met 'n stilgebore baba. En ook maar baie keer gevra wat gebeur met ander godsdienste se mense wat 'n mooi lewe leef, maar nie kinders van die Here is of nie Christene is nie. As hulle doodgaan, gaan hulle hemel toe, gaan hulle hel toe. Altyd maar daai vraag gevra en ons professor het altyd een antwoord gegee en dit is God oordeel regverdig. So God sal altyd in sy goeie wil, sy goeie wete en sy goeie kennis regverdig oordeel. So daaroor hoef ons nooit bekommerd te wees nie. God oordeel regverdig en dit moet jy altyd onthou. En dis een ding waaroor ons vanaand wil gesels is oor God se regverdige oordeel en wat dit vir ons beteken. My naam is Rassie, ek is die dominee van die Irish Reformed Church hier in Ierland en ons het weeklikse gesprekke of preke, net soos jy dit wil noem. En baie welkom by ons gesprek van vanaand. En ons gesprek van vanaand gaan oor Romeine 2. Romeine 2 vanaf vers 1 tot 15. En ons gaan dit lees en dan gaan ons 'n bietjie daaroor gesels. Maar voordat ons lees, ons moet altyd vra dat die Here deur sy Gees vir ons sy woord open. So kom ons bid saam. Here, dankie dat U deur die Gees U woord vir ons duidelik maak en in ons harte ingrafeer. En sonder U wat ons verstand verhelder, sal ons nooit verstaan wat U wil sê nie, want mense wat nie geestelik ingestel is nie, kan nie die geestelike sake van die Bybel verstaan nie. En daarom, Here, bid ons dat U ons harte nou sal open, sodat ons verstaan wat U vir ons wil sê. Amen. So vriende, kom ons lees nou die eerste gedeeltjie van Romeine 2. Ons lees dit in die Afrikaanse vertaling en vanaand gebruik ons bietjie die 1983 vertaling. Ons gebruik nie die 2020 vertaling nie. Daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie vir jou mens wat 'n ander veroordeel, wie jy ook al is. Die Here het jy oor 'n ander oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge. Ons weet dat God regverdig handel wanneer hy mense wat sulke dinge doen veroordeel. Maar jy, mens, wat ander veroordeel wat sulke dinge doen, en jy doen dit self, verbeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom? God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie. Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart, is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade. Aan die een wat aan goeddoen volhard en op die manier soek na die verhewe, eervol en onsterflik is, gee hy die ewige lewe. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf hy in sy toorn. Lyding en benoudheid bring hy oor die lewe van elke mens wat kwaad doen. In die eerste plek oor die van die Jood, maar ook oor die van die nie-Jood. Wat verhewe en eervol is en vrede skenk hy aan elkeen wat goed doen. In die eerste plek aan die Jood, maar ook aan die nie-Jood. God trek immers niemand voor nie. Wat 'n ongelooflike gedeelte, baie interessante gedeelte. Vriende, ek kon nou verlede week het ons gepraat oor al die verskriklike dinge wat met mense gebeur, wat hulle self van God distansieer. Wat nie onder die beskerming van God en onder sy reëls en regulasies en onder sy wette wil leef nie. En ons het verskriklike dinge gesien wat met sulke mense gebeur en dat dit eintlik maar 'n elendige toestand is as jy niks met God te doen wil hê nie. Nou is dit vir ons baie maklik en dis die baie interessante ding van Paulus is ongelooflik amper wil ek sê geniaal hoe hy ons in hierdie boek intrek in Romeine in. Want ons het nou net geleer en gehoor van al die mense wat
die pad verkeerd loop, wat nie op die regte pad is nie. En ons het gehoor oor al die verskriklike dinge wat hulle doen. En nou is dit baie maklik om te sê, ons is dan nie so sleg nie. Ons het dan nie so ver geval nie. En daarmee dan sê ons eintlik is ons goed, dit gaan eintlik goed met ons. Ons is eintlik op 'n goeie pad, ons is altyd op 'n goeie plek. En ons is eintlik nie so sondig nie. So en dan tik ons op die skouer en ons gee vir onsself allerhande versekeringe dat ons eintlik goeie mense is, want ons is nou nie soos die ouens wat in Romeine 1 beskryf word nie. En daar, vriende, het Paulus in Romeine 2 doodgewoon maar net die mat onder ons voete uitgetrek. En hy wys 'n vinger na ons en hy sê, julle is net so sleg as die mense wat ons in Romeine 1 beskryf het. Hoor jy wat ek sê? Yes, julle is net so sleg as die mense wat in Romeine 1 beskryf is. Dis 'n skok, vriende, dis 'n ontsettende skok wat Paulus hier ons mee konfronteer. Ons het gedink die ouens van Romeine 1 is sleg, nee, ons is net so sleg soos hulle. Want ons het baie sondes, dalk meer as hulle in ons harte, en goeters wat ons koester, in ons gedagtes, en dit is net so sondig en net so verkeerd. En dit is wat Paulus met ons wil deel vanaand, en wat ons baie, baie goed moet onthou, en nooit moet vergeet nie. Daar's nie iets soos 'n superchristen nie. Paulus praat in 2 Korintiërs 11, praat hy van superapostels, superdominees, en hy sê daar's nie so iets nie, en so is daar ook nie superchristene nie. Christene, daar is Christene in die wêreld wat hulle streef na volmaaktheid en perfeksionisme, en dit bestaan nie, daai tipe Christen vriende bestaan nie, jy kry dit nie. Hier in die 1900s het die charismatiese bewegings begin, en ek sê niks teen charismatiese bewegings nie, jy moet dit net so baie goed verstaan. Ek sê nie, daar's enigiets verkeerd daarmee nie. Maar die idee het in die charismatiese gemeentes ontstaan in die 1900s van die spreek in tale, dat 'n gawes, spesiale gawes van die Heilige Gees, en dat dit kom eintlik van die Methodiste af. Die Methodiste kerk het in sy vroegste vorm begin praat van 'n second blessing. So dit is so tweede ervaring, jy word 'n Christen en alles gaan met jou goed, maar dan jy 'n tweede ervaring wat jy dan die Heilige Gees ontvang, en 'n deel van daardie gebeure is om in tale te spreek. En as jy in tale kan spreek, dan is jy 'n trappie hoër as die res van die Christene. Jy het ietsie meer wat die ander Christene nie het nie. Jy het 'n ervaring gehad wat ander Christene nie gehad het nie, en jy is oortuig daarvan dat jy vervul is met die Heilige Gees, en dat jy die besondere gawes het van spreek in tale en gesondmaking, en so aan. En daar het die idee ontstaan van superchristene, Christene wat so klein bietjie beter is as ander. En dit, vriende, bestaan nie. Volgens Romeine 2 is daar nie so iets soos 'n superchristen nie. Daar's nie iets soos 'n perfekte Christen nie. Daar's nie iets soos 'n Christen wat anders is as ander nie. Voor die Here, vriende, is ons almal gelyk. Jy kan 'n superdominee wees wat duisende lidmate in jou kerk het, 10.000 lidmate in jou kerk het. Jy kan 150.000 mense hê wat jou volg op jou YouTube video's en wat ook al. Jy kan 'n kerk wees wat die nuutste geestelike liedjies ontwikkel en die mooiste geestelike liedjies hê, en almal luister net na jou geestelike liedjies en jou komposisies en jou pragtige stem,
En dan kan iemand, mense, ek sê nie die persoon wat dit doen kry dit self nie, maar dink aan die hele term van superchristene of beter Christene of geesvervulde Christene wat ander mense nie het nie. Verstaan, daar staan nie so iets nie. Die grootste werk wat die Heilige Gees in jou lewe gedoen het, was jou bekering. Die Heilige Gees het jou tot bekering gelei. En jy het Jesus ontvang in sy volheid, die drie enige God in sy volheid, Jesus en sy Gees, het jy ontvang die dag tot jy tot bekering gekom het. Daar's nie iets wat nou verder met jou gebeur, dat jy nou nog die Heilige Gees moet ontvang en dan sê jy 'n trappie hoër as die ander mense nie. Daar bestaan nie so iets nie. Die superdominee en met al sy pragt en praal en al sy gawes en talente is gelyk aan die armste ongeleerde Christen op aarde. Daar's geen verskil tussen hulle twee nie. Hulle is albei gelyk. Die persoon wat tot bekering gekom het op 'n stadium in sy lewe, maar nie in tale kan praat nie of nie nog 'n ervaring gehad het nie, is gelyk aan die Christen wat dan nou die ervaring gehad het of die second blessing, soos 'n mens kan sê. Paulus sê een ding, in vers 6 is dit nogal erg. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade. Vriende, dis wat jy gedoen het. Dis hoe jy opgetree het. En dis nie wie jy is nie. Dis nie wat jy bereik het in die lewe nie. Dis nie hoe jy lyk van buite af nie. Dis nie wat jy voorgee nie. Dis nie jou talente en jou gawes nie. Wat jy gedoen het. Dis dit. Die Here het nie trek niemand voor nie. En hierdie gedeeltjie oor wat jy gedoen het, vind ons in Spreuke 24. Ons vind dit in Spreuke 24 en in Psalm 26. Julle kan maar gaan kyk, Psalm 62, ekskuus, vers 12 en 13. Elkeen word veroordeel volgens sy dade. Spreuke 24 vers 12. Jy kan dit maar gaan opkyk. Dieselfde, jy sal geoordeel word volgens jou dade, volgens wat jy gedoen het. God oordeel regverdig, soos ek heel aan die begin gesê het. So, ons kry mense wat hulle eie wet het. So, dis mense wat nooit Christene was nie, nê? Maar het hulle eie wette. Almal het 'n gewete, vriende. Die ou wat 'n soldaat in die Oekraïne doodmaak, wat gevange geneem is, 'n Russiese soldaat wat 'n soldaat van die Oekraïne raakloop en hom gevange neem en hom dan doodmaak, het nie so gewete soos die Oekraïense soldaat wat dit self te doen met 'n Russiese soldaat. Die persoon in Suid-Afrika wat jou voorkeur en vir jou 'n boete skryf, maar tog 'n bietjie geld uit jou hand uit aanvaar om die boete weg te neem of hy het 'n gewete. Daar's iets wat in sy kop krap en hy het 'n manier waarop hy sy gewete doodskroei, sê die Bybel. Almal sal geoordeel word volgens hulle dade, die Jood en die nie-Jood. Almal op die eind van die dag. Die Jood, jy kan in die volgende stukkie gaan lees, onder sy wet word hy ook geoordeel volgens sy dade. God sal regverdig oordeel oor almal. Niemand is beter as 'n ander nie. Ek is 'n skoolbusbestuurder hierso in Ierland. En ek kan vir u sê, mense het maar altyd jou witbroodjies. Daar's altyd kinders op die bus wat jy meer van hou as van ander. En jy's maar altyd geneig om hulle oor te sien, om nie raak te sien as hulle ook stout is nie, want jy het 'n sagte plekkie vir hulle. Die Here is nie so nie. Ja, en wat ek dan by wil sê as in my werk as 'n skoolbusbestuurder, is daar baie goeie kinders wat ek maar partykeer ook onnodig beskuldig van goeders wat hulle nie rarig gedoen het nie, of wat hulle baie min gedoen het, en dat die witbroodjies is partykeer maar die ouetjies wat wegkom en kansse vat. By die Here is dit nie so nie, glad nie. Almal is gelyk
voor die Here. Hy het nie witbroodjies nie. Almal word regverdig geoordeel. Ons weet natuurlik, vriende, dat ons kan nie aan die standaarde voldoen nie. Ek dink baie keer aan St. Patrick, wat die Ire tot bekering gelei het, nie? Verskoon tog, St. Patrick het gesê, hy is die sondigste mens op aarde. Hy is nie eers slim nie. Hy is nie eers intellektueel nie. Hy is die laaste van alle Christene. So het hy homself altyd gesien. En dis die gesindheid wat ons almal moet hê. Ons kan geen bydrae lewer tot ons saligheid nie. So, ons wat kinders van die Here is, weet dat ons Jesus Christus aanneem en sy perfeksionisme, sy perfekte offer aan die kruis, neem ons vir onsself aan. En daarmee verskyn ons voor God, op grond van Christus se sterwe en sy offer word ons geoordeel, nie volgens onsself nie, want dan sal ons dit glad nie kan maak nie. Vriende, God oordeel regverdig oor die sonde, sy toorn oor die sonde is regverdig, hy oordeel mense volgens hulle dade, en as kinders van die Here, as Christene, weet ons kan nie aan daai standaarde voldoen nie, die enigste pad is deur Jesus, en God oordeel dan regverdig, dat hy sy seun se offer aanneem in ons plek, en daarmee spreek hy ons vry. Vir die ander mense, wat nie Christene is nie, wat van ander godsdienste is, vriende, ons weet nie, God sal oor hulle regverdig oordeel. Dis nie iets waaroor ons moet bekommer nie. Amen. Here, baie dankie dat u almal regverdig hanteer op aarde, en dat u niemand voortrek nie, en dat almal gelyk is voor u. Wat 'n wonderlike wete. Maar die belangrikste wete is om te weet, oortuig daarvan te wees, dat u offer vir ons genoeg was. Amen.